Blaai saam met my Romeine 8. Romans 8. Romeine 8. Romeine 8. Jesus is die antwoord. En ons hoor dit soms. Jesus is die antwoord. Maak nie saak wat die vraag is nie. Jesus is die antwoord. Op enige vraag wat ek kan hê, Jesus is die antwoord. Vandag wil ek met jou praat oor, jy is deel van die antwoord. Want alhoewel Jesus die antwoord is die grootste boodskap van Pinkster, dat jy, ek, kind van God, kerk, is deel van die antwoord. Amen. Luister wat sê Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid, van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van hierdie liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Met volharding. Ek en jy is deel. Christus Jesus het my en jou deel gemaak van die antwoord. Ek praat vandag met elkeen wat getuig en sê dat hulle Christus Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Ek praat vandag met elke kind van God in hierdie huis. Jy is deel van die antwoord. Jesus is die antwoord, maar ek en jy is deel van die antwoord. Amen. En jy beter dit glo. Die goeie nuus van die goeie nuus is dit, dat ek en jy nie net gered is vir die hemel nie. Nie net is ons naam in die boek van die lewe geskryf, sodat ons eendag saam met hom kan wees in heerlikheid en in die totale lig van sy teenwoordigheid nie. Nee, ek en jy is 'n speler in God se verhaal van herstel van 'n verlore gaande wêreld. Ek het meer amens gekry toe gesê jy beter dit glo. Hy het ons gevul met sy Gees en ons toegerus as sleutelfigure in sy reddingsplan vir hierdie skepping. Jy is deel van die antwoord. Daarom dat Pinkster se grootste boodskap 'n boodskap van toerus en stuur is. Nie net is dit 'n Pinksterfees, dit is eintlik 'n uitstuurfees. Ons is nie vandag hier om te sê, yes, dis Pinkster, ons beleef die Gees van die Here, ons beleef die krag van God. Nee, nie net is dit 'n Pinksterfees, dis 'n fees wat sê, iets beweeg my, dis 'n uitstuurfees vandag. Want God het my geroep om deel te wees van die antwoord. Ek is 'n medespeler, ek is 'n sleutelfiguur in wat God in hierdie skepping wil doen. En jy beter dit glo. Halleluja. Die mees bekende skrifvers van Pinkster is dit, Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria
en tot aan die uiterstes van die aarde. Familie, ek glo jy sal met my saamstem, daar's 'n spanning in die skepping wat almal voel, maar nie woorde vir het nie. Ek glo jy sal met my saamstem, dat daar's 'n spanning in hierdie skepping, in hierdie wêreld, wat weet dat iets is nie reg nie. Daar's 'n spanning in 'n mensdom wat weet daar is meer, maar kan dit nie ten volle sien of nie weet, of selfs nie eens weet hoe om dit te vind nie. Ek glo jy sal met my saamstem. Ander noem dit die tekens van die tye. Ons noem dit 'n spanning wat rus soos 'n swaar gewig op hierdie skepping van 'n skepping wat uitroep, wat sê iets is nie reg nie. Something is wrong. Iets is af. Iets is nie in lyn met wat God bedoel het nie. Ek glo jy sal met my saamstem. Ons kyk na 'n mensdom en ons kyk na 'n verlore gaande wêreld wat uitroep, maar hulle weet nie eens waarvoor nie. Ons kyk na 'n wêreld wat sê ons is leeg en ons weet nie hoe om dit te vul nie. En iets moet meer gee onder hierdie gewig van hierdie spanning. Ek glo jy sal met my saamstem dat ons kyk na die wêreld, dan sê Paulus, as hy hierdie spanning of hierdie gewig, hierdie swaarigheid wat rus op die wêreld en op die skepping, dan sê Paulus eintlik in Romeine 8 vers 19, hy sê die skepping wag met reikhalsende verlange. Familie, dis nie dieselfde wag as Handelinge 1 vers 8 nie. Hierdie is 'n ander wag. Daardie is 'n wag totdat jy aangedoen word met krag. Hierdie is 'n wag vir iets niks. Hierdie is 'n wag vir 'n uitkoms. Hierdie is 'n wag, dis 'n ander wag as Handelinge 1 vers 8. Hierdie reikhalsende verlange beteken letterlik om jou nek uit te strek. Reikhalsende verlange is om op jou tone te staan. Dis amper soos 'n kind wat by die venster staan as dit 5 uur is om te kyk wanneer trek pa se kar in die oprit van die werk af. Dis asof die skepping op haar tone staan en haar nek strek. Ek wens ek kan dit hoor doen. En dan gaan ek nie die video inpas nie. En haar nek strek. En sê ek wag met reikhalsende verlange want iets is nie reg nie. Daar's 'n spanning. Daar's 'n slawerny, sê Paulus. Dit is interessant, hy praat van ons as kinders van die Here wat nie meer 'n gees van slawerny het nie, maar 'n gees van vryheid waarin ons kan roep Abba Vader. Maar net 'n paar verse verder verklaar hy en sê dat die wêreld, die skepping, sit steeds in slawerny tot die verganklikheid van hierdie tyd. En hy maak my en jou, Jesus maak my en jou deel van die antwoord. Hierdie reikhalsende verlange beteken om jou te strek, op jou tone te staan. Ek wonder of jy saam met my kan sien hoe staan die skepping op sy tone, te sê something needs to happen. Eers voel ek nou vanmôre soos 'n ballerina. Die vraag vir my en jou is, waarop wag die skepping? Waarvoor wag die skepping? Waarvoor wag die wêreld? Waarvoor wag 'n gebroke, donker, genadeloose wêreld? Waarvoor wag hierdie spanning en hierdie gewig van swaar wat die wêreld op sy skouers dra? Waarvoor wag die skepping? Paulus skryf, hy sê die skepping self, die berge, die see, die diere, die aarde, die grond, elke ekosisteem wag. Dit het 'n verlange, dit strek. Dit rek sy nek. Waarvoor? Op die openbaarmaking van die kinders van God. Die wie deel is van die antwoord. Die kerk wat Jesus Christus as antwoord het, maar die boodskap van opstanding dra. Waarop wag hierdie skepping? Hierdie skepping wag vir my en vir jou. Ons wag vir die koms van die Here. Die skepping wag vir ons. Dis 'n ander wag. Dit het 'n verlange.
Mense sal dink die skepping wag op God, op die koms en die reddingskrag van die Here, maar nee, dis nie wat die woord sê nie. Die skepping wag op die openbaarmaking van elkeen wat Christus Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, vir elkeen wat toegerus is met die goeie nuus, dat die bloed van Jesus verlos steeds, dat die bloed van Jesus en die kruis van Jesus bring steeds genesing, dat daar steeds hoop is in die naam van Jesus Christus, just the mention of his name, just the mention of his name. Die skepping wag vir my en jou, die skepping wag vir ons. Die skepping wag vir ons. Dis hoekom die Pinksterfees 'n uitstuurfees is. Dis hoekom ek nie net kan sê, ja, ek is gered, ek is op my pad hemel toe, en hier sit ek, en nou wag ek maar totdat die Here kom. Intussen sal ek maar kyk waarmee ek my kan besig hou. Dis nie wat Pinkster bedoel het nie. Dis nie hoekom God sy seun gestuur het, en groter as dit, dis nie hoekom Jesus gesê, dis voordelig dat ek weggaan, want dan stuur ek vir julle die Trooster en die Heilige Gees. Ek stuur vir julle die Gees van geregtigheid, die Gees van die waarheid, die Gees van die lewe. Amen. Op mense wat deur die Gees van God gelei word. Die skepping wag op mense wat kan uitroep, Abba Vader. Die skepping kyk na die kerk en sê, julle is nie meer wees nie. Julle is nou die hemelse Vader se kinders. Jy hoef nie te praat, te dink, op te tree soos 'n weeskind nie. Nee, jy's Pa se kind. Jy's Abba Vader se kind. En daarom kyk die skepping na ons en sê, ons is in slawerny van wees. Ons wil ook behoort. Sal jy, wat deel is van die antwoord, op jou plek kom staan? Sal jy jou posisie kan inneem? Want die skepping weet, iets is af. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Ek en jy sien dit elke dag. Ons sien dit in die nuus, ons sien dit in ons huise, ons beleef dit selfs in ons harte. Paulus erken dit self, hy sê, die skepping is in slawerny. Die skepping is in kettinge. Dis wat die woord sê. Die skepping is in boeye. Die skepping is in slawerny. Die skepping het nie sy eie wil nie. Paulus skryf en sê, die skepping is in slawerny, in verganklikheid. Dinge verval, mense ly, die aarde kreun. Die aarde kreun. Weet jy wat, ons as kerk kyk na die aarde en sê, kyk na die skepping en sê, ja, dit kreun, dis besig om te sterf. Maar dis nie wat Paulus sê nie. Hierdie kreun is nie die kreun van iets wat sterf nie. Dis 'n kreun wat sê, daar's 'n barensnood, daar's 'n wag vir iets nuuts. Daar's 'n wag vir iets groters. Dis nie 'n kreun van iets wat sterwend is nie, dis 'n kreun van 'n vrou, soos 'n vrou in barensnood. Dis geboortepyne. Dis die wag wat die skepping mee wag. Hy wag nie soos iemand wat sterf, hy wag soos iemand wat geboorte wil gee aan iets nuuts. Dis geboortepyne, iets nuuts is op pad. Familie, hier is die goeie nuus. Dit maak my excited. Pinkster is die teken dat daardie nuwe ding reeds na vore gekom het. Dis nie iets wat die kerk opwag nie. Dis nie ons wat sê, ons wag nou op iets nuuts, sodat ons kan beweeg nie. Nee, Pinkster is 'n uitstuurfees wat sê, iets nuuts het in my lewe gebeur, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword, ek is 'n nuwe skepsel, ek is deel van die antwoord, ek is 'n medespeler, ek is 'n sleutelfiguur in God se saak op hierdie aarde. Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Hierdie verwys na 'n derde tipe wag. Handelinge 1 vers 8 sê wag vir krag. Dan hoor ons in Romeine wat hy sê die aarde wag, die skepping wag, soos 'n vrou in barensnood vir iets nuuts. En ons as kerk wat deel is van die antwoord, ons wag op die volëindiging, op die wederkoms
op die grootheid van God se lig, sodat ons saam met hom kan wees. Maar terwyl ons wag, kom die Gees van die Here en sê, vat soveel as moontlik mense met jou saam. Moenie hierdie goeie nuus vir jouself hou nie. Getuig, dit gee die krag af. Ons, en ek wil 'n paar goed sê, ek wil hier vir 'n oomblik stil staan. Ek wil 'n beginsel met jou deel. Ons wat die eerstelinge van die Gees het. Lees dit. Ons wat die eerstelinge van die Gees het. Die 1983 vertaling sê, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Oh wow, wie wat beteken dit? Hier is 'n beginsel wat God deurtrek vanuit die Ou Testament. Hier is 'n beginsel wat God op my en jou hart rus van die dag 1 af, toe hy die instelling van die eerstelinge bevestig het. Onthou, deel met jou 'n beginsel. Net soos die Ou Testament verwys na die eerste van die oes, wat kenmerkend is van my en jou verstaan van die tiende, waar die eerste vrug van alle opbrengs aan die huis van God gegee word, waarin ek en jy die erkenning gee aan God dat hy die bron is, dat hy die Vader is, dat hy sal voorsien in elke behoefte en hy oorvloed sal laat wees vir my en jou. Ek is besig met 'n beginselsaak. Vir my en vir jou. So trek ons dit deur na die Nuwe Testament en ons besef, net soos die Gees wat die Pinkster vergesel, hoor mooi, 'n verteenwoordiging van die gawe van God wat sal kom. En dis 'n beginsel. Hoekom gee ons tiende? Hierdie kerk glo in tiende. En ek wil dit vir jou sê, hierdie kerk glo in tiende. Maak nie saak wat jou teorie is, maak nie saak wat jou wet is, maak nie saak, hierdie kerk glo in die tiende volgens die woord van God. Dis 'n beginselsaak. Net soos wat ons God vereer met die eerste van ons opbrengs, nie net in erkenning dat hy ons bron is, maar ook in erkenning dat hy oorvloed sal laat wees, maar ook in erkenning vir dit wat sal wees. Net so kom daar 'n beginsel deur vir my en jou, wat sê God het die eerstelinge, ons het die eerstelinge van die Gees ontvang, ons het die eerste van die oes ontvang, wat 'n heenwyse is van voorsiening en wat sal wees. Amen. Daarom kom Jesus en hy sê, ek het gekom sodat julle lewe en dit in oorvloed kan hê. Nie net was dit in Jesus se tyd op aarde, dit was deurgetrek na, ek het my Gees op julle uitgestort. Julle is bekragtig met my Gees, en daarom, omdat julle bekragtig is julle deel van die antwoord wat sal spreek, dat dit wat sal kom, sal groter wees as dit wat was. Ek is besig om tiende te praat, en ek is besig om 'n beginsel van eerstelinge met jou te deel. So sak Sarel, trek op die gordyn. Die eerste vrug in die Ou Testament was dit. Was die eerste ryk vrugte van die oes wat aan God geoffer is. Dit was die bewys dat die res van die oes nog op pad is. Dis 'n tiende beginsel. Dis die voorsmaak van wat kom en waarvoor ons God vertrou. Die Heilige Gees is die openbaring, die uitstorting van die Heilige Gees, is die openbaring van God se eerste vrug in my en jou lewe. Dis die bewys dat die volle oes nog op pad is. Is dit nou nie Jesus wat self bid en sê, die oes is ryp? Bid aan die arbeiders, die medespelers. Want die aarde wag, die skepping wag met reikhalsende verlange. Bid dat die Here van die oes, dat hy arbeiders sal
uitstuur. Jy's bekragtig, jy het 'n uitstuurfees in jou binneste. God het jou aangedoen met krag om uit te stuur, want dit wat hy vir jou gegee het, is die eerste gawe vir 'n heenwyse op wat sal wees. Die skepping wag daarvoor. Die skepping wag daarvoor. Die Heilige Gees is die openbaring van God, sy eerste vrug in my lewe. Dis die bewys dat die volle oes is nog op pad. Ek glo dat die herlewings wat ons gesien het in die geskiedenis is nie verby nie. Ek glo dat wanneer manne en vroue, kinders van God, die openbaarmaking van ek is 'n kind van die lewende God, die openbaarmaking van die Abba Vader in my lewe, sal 'n teken wees en sal 'n platform wees waarop God herlewing sal bring, sal gee deur die kerk. En ons sien dit reeds binne kerke. Ons sien dit binne kerke wat God vertrou. Ons sien dit binne kerke wat wandel in God se pad. Ons sien dit binne kerke wat in 'n beginsel staan van eerstes. My eerste tyd, my eerste van my oes, die eerste van my opbrengs, die eerste van my gebede, die eerste God eerste. Soek hulle eers die koninkryk van God en al die ander, sy geregtigheid en al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Daar's 'n beginsel van eerste wat Paulus van skrywe wanneer hy praat van ons het die eerstelinge van die Gees ontvang, van is 'n teken wat verteenwoordig the best is yet to come. Amen. Dit was 'n hemelse aankondiging, die nuwe era het begin, dis wat Pinkster is. Op Pinkster het God sy Gees uitgestort. Dis 'n hemelse aankondiging. Die nuwe era het begin. Ons wag nie vir iets om te gebeur. Ons stap in dit wat reeds gebeur het. Dit is Jesus se woorde, dit is volbring. Die skepping se wag. Skepping se wag. Dis 'n platform waar hy sê, ons is op pad na vervulling, maar ons wag vir die kinders van God. Ons wag vir die seuns en die dogters van God, wat die tyd sal uitkom om te bid, wat die tyd sal uitkom om die aangesig van die Here te soek, wat die tyd sal uitkom om te sê, Here, it's all about you, it's not about us. Pinkster lê nie daarin dat dit is 'n goeie idee en dis 'n goeie lekkerte en dis 'n tale en dis 'n val met die Gees en dis hierdie wonderlike dienste en dis hierdie amazing tyd, dis hierdie kraginspuiting. Nee, Pinkster is 'n uitstuurfees. En dis 'n heenwyse dat dit wat op pad is, Joel 2, dat dit wat op pad is groter sal wees as dit wat was. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe werk, wanneer hy jou leer roep, Abba Vader. Weet jy wat my en jou eerste roep moet wees, Abba Vader. Wanneer die Gees binne jou getuig dat jy kind van God is, dan is jy deel van dit waarvoor die skepping wag. As die Heilige Gees jou leer om te sê, Abba Vader, ek is sy kind, ek is nie wees nie, ek is nie 'n slaaf nie. Ek het nie 'n gees van vrees nie. Prys die Here, dan het hy jou deel gemaak van die antwoord. Want jy is deel van dit. Jy is nie maar meer 'n toevallige toeskouer in die geskiedenis nie. Ek en jy is nou 'n medespeler, medewerkers, lewende stene wat deel vorm van die nuwe tempel, die tempel van die Gees. Maar hoe word die kinders van God geopenbaar? Paulus sê in vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek kan vandag vir jou sê, die Gees van die Here sal jou nie anders lei as wat die woord sê nie. Ek gee nie om wie ons is, ek gee nie om wat jy dink, wat jy sê, die Gees van die Here sal jou nie teenstrydig met God se waarheid en woord lei nie. Amen. Pastoor, die Here het nou vir my gesê, waar staan dit in die woord? Amen. Pastoor, die Here sê en die Here lê op my hart, ek wil nou so sê my waar staan dit in die woord? Gee my die woord. Nie jou verdraaiing van dit nie. Nie jou persepsie van dit nie, die openbaring van God se woord in jou lewe. Die kinders van God word openbaar deur hulle lewe en hulle leefwyse. Deur hoe hulle leef, deur hoe hulle liefhet. Deur hoe hulle hoop dra in 'n wêreld sonder hoop, hoe hulle volhard terwyl alles rondom hulle wil opgee. In Handelinge 1 vers 8
koppel die woorde direk aan Pinkster. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Julle sal my getuies wees. En hier is die patroon. Eers krag van die Gees, dan getuies. In Jerusalem, Judea, Samaria, uiterste. Jy sien, die Gees bevestig eers my en jou as kinders, dan stuur hy my en jou as getuies. Amen. Nie andersom nie. Identiteit kom altyd voor opdrag. Jy kan nie getuie wees van iemand wat jy nie ken nie. En ons het te veel mense binne die kerk wat wil getuig van 'n Jesus wat hulle nie ken nie. Ons het te veel mense binne kerke, prys die Here nie hierdie kerk nie, halleluja. Ons het te veel mense binne kerke, te veel mense wat sê, ek praat van Jesus, terwyl ons eintlik geroep is om te praat vir Jesus. Ons kan nie 'n boodskap lewer, ons kan nie 'n getuienis lewer van, ek het gehoor dat Jesus het gered en genees en daardie persoon aangeraak, maar jy het nie 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad nie. God gaan jou eers roep as kind, voordat hy jou uitstuur as getuie. Jy kan nie net getuie wees van iemand wat jy nie ken nie, maar as die Gees van God in jou getuig dat jy kind van God is, dan verander die hele dinamika van jou boodskap, dan verander die hele inslag, dan verander alles binne jou. Dan kan jy nie anders as om die wêreld te vertel en te sê, Jesus red, Jesus genees, God het jou lief, en daardie liefde het die vermoë om elke vorm van vrees te verdryf in Jesus naam. Die skepping wag op die openbaarmaking van die kinders van God. En God openbaar steeds sy kind en kinders deur hulle in die wêreld in te stuur nadat hy hulle aangedoen het met krag. Ek sluit af, die skepping strek aan net uit. Kan jy sien die skepping by jou werk? Kan jy sien die skepping by jou skool? Kan jy sien die skepping op die markplein? Hoe mense langs die pad sit en moeg geraak het, hoe mense langs die pad sit en bekommerd is, hoe daar 'n armlastigheid op mense geval het, hoe daar 'n slawerny op mense geval het, waar mense nie meer die krag het om op te kyk nie. Die skepping wag met reikhalsende verlange. Die skepping strek haar nek, staan op haar tone om te kyk wanneer sal die kinders van God opstaan met die krag wat God hulle gegee het. Die skepping wag. Daai man by die werk, daai vrou by die werk, daai persoon by die skool, daai iemand wat jy reg kry om jou so te irriteer, daai persoon wat die Here op jou hart het om te sê, jy het nodig om met hierdie persoon reg te maak, daardie skepping wag vir jou en my. Ek kan nie met dieselfde mentaliteit van 'n slaaf na die wêreld kyk, terwyl ek wil in my binneste sê, Abba Vader nie. Ek is nie kerk gered. Kry ons kinders van die Here, ons is kerk gered. Ek is net gered op 'n Sondag. Is net gered op 'n Sondag. En dan erger, dan kry jy nou mense wat nog AGS gered is ook. En dan kyk hulle na ander kerke en sê nie, daai kerk is nie gered nie, ons is gered. Ek het nuus vir jou, daar is nie 'n AGS kerk in die hemel nie. Wel, dalk is nee. Die skepping strek haar nek uit. Vir hoe lank gaan jy dit ignoreer? Vir hoe lank gaan jy sê, nee, ek kan nie hierdie die getuie wat ek dra is nie groot genoeg, want ek is nie aangedoen met krag. Die woord van die Here sê, julle wat die eerstelinge van die Gees ontvang het, sal dit wees soos 'n bewys, soos 'n verteenwoordiging van wat God sal en wil doen vir 'n verlore gaande wêreld. Dit wag op mense wat werklik leef soos kinders van God. Mense wat die Gees het, mense wat bid, Abba Vader. Pinkster is God se antwoord op die skepping se barensnood. Pinkster is die antwoord. En jy en ek, gelowige, kind van God, draer van die Heilige Gees, is deel van daardie antwoord. Gaan uit, leef dit, getuig daarvan. Jy is geroep om deel te wees van die antwoord.